dat die God wat ons aanbid, is op die troon. Amen. En daar is vanmorgen net een wat op die troon is. Halleluja. Daar is net een God wat regeer. Amen. Dit is Jesus Christus. Amen. Glory to God. Ek wil net saam met my lees vanmorgen uit ja, reg voor in die Bybel. Genesis die 3de hoofstuk. Genesis 3. 'n paar versies lees daar. En dan gaan ons na Exodus, die 12de hoofstuk hier. Maar Exodus 12 op gereed kry daar. Genesis die 3de hoofstuk. En daar van die 16 vers ek lees. En dan Exodus die 12de hoofstuk. Genesis 3 vanaf vers 6 sê, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. En dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Toe gaan albei sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vir vyeblare mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome en die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en bevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En dan gaan ons lees vanaf vers 20 en 21 gaan ek ook lees dat. Wys die Here. Vers 20 sê, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Prys die Here. God gee vir Adam en Eva, vir Adam en bevel. Hy sê van die boom van die kennis goed en kwaad mag jy nie van eet nie. Want as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En wat het gebeur? Die vyand was lustiger as al diere van die veld. En hy kom by Eva en hy sê vir haar, is dit so dat die Here gesê het dat jy nie mag eet van die boom van kennis goed en kwaad. Die vyand kom na die mens toe met 'n slinksheid. En Eva luister na die vyand se stem. En sy vat en sy eet van hierdie vrug. En toe sy sien dit is 'n lus vir die oë is, toe gee sy vir haar man om te eet en hy eet ook daarvan. En hulle albei gewaar dat hulle naak is. En wat gebeur? Hulle vat vye blare en hulle werk dit aan mekaar en hulle maak vir hulle skorte en hulle trek dit aan om hulle naaktheid te bedek. Is dit nie dat as die mens agterkom hy is naak, party mense kom nie eens meer agter hulle is naak nie.
Ek wil vanmôre iets sê. Baie vrouens, hoe minder hulle aan het, Ja, so. hoe beter is dit vir jou. Ja. Dis verkeerd. Maar kyk nou net as hulle 'n mini rokkie aantrek. Dan is hulle besig om af te trek. Ja. Ja. Maar as hulle daar op die strand is, dan sy poedelnaak uiteindelik. Ja. Dis hartseer. Ja. Maar die naaktheid van die mens se sonde, en die man is presies dieselfde. Groei my. Ja. Die man is presies dieselfde as die vrou, man. Die man is net so naak soos die vrou. Maar in die lewe wat ons in wandel, dis nie oor wat ek oor wil praat oor daar nie. Maar die naaktheid van die sonde wat in die mens se lewe is alraai. Ja. Ek wil die sonde bedek met vye blaartjies. Al hierdie dingetjies wat my so aankleef en wat so uitstaan in my lewe, wat ek bedek met vye blare. En ons dink ons kan onder hierdie dekmantel wandel. Terwyl dit nie God behaag nie. Het jy geweet dat net wat God sê is goed? Ja. Nie wat ek en jy sê nie. Ek luister gisterand na 'n man wat praat van as paar verskillende kerke wat jy nie eens moet inwees nie. En as jy daarin is, kom uit daar. Dan moet jy nie eers daar sit nie. En as jy nog nie daar was nie, bly weg daarvan. Amen. Want hulle verkondig nie die saligheid nie. Hulle verkondig nie bekering nie. Ons almal gaan ons eendag hemel toe. Met jou sonde en al. Weet jy wat? Dit is daar waar ons kom met jou vye blaartjies wat ons aansit. En om dit 'n dekmantel te kan hê. Om myself te regverdig. Om myself te sê, ag jy's nie so ou bad ou nie, jy's 'n goeie ou. Ons het ons liever om onsself 'n badge op te sit, hè. Ja. 'n sterretjie te gee. En as jy jouself 'n sterretjie gee, kyk na jou lewe. Gaan ondersoek jou lewe. En kyk of jy in lyn is met God. Nie met jou gedagtes nie. Adam en Eva het gedink as hulle die klere aantrek, is hulle reg. Maar hulle was verkeerd gewees. Hulle het gesterwe. Ja, maar hulle het dan mekaar gepraat, nog met die Here gepraat. Hulle het geestelik gesterwe. In daardie oomblikke. Maar God is so goed. En hy het vir hulle rokke van vel gemaak. Moet ek vir jou een ding sê vanmôre. Die eerste bloed wat gevloei het was in die tuin van Eden. Prys die Here. Sonder bloed is daar vir jou geen versoening nie. Ja, dis waar, Here. Sonder bloed is daar geen verlossing nie. Ons wil onsself regverdig deur vye blare, ons metodes. Maar die woord van die Here sê die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sondes. Amen. Mits dat ek toepas in my lewe. As ek nie toepas in my lewe nie, dan is ek verlore. Ja. Mits ek God se woord vat en sê Here, ek vat hierdie woord en ek wil toepas in my lewe. Ja, dis waar.
Here, ek wil doen wat U sê. Wie wil graag doen wat die Here sê? Amen. Ek bly daar so 4 wat sê. Glory to God. Amen. Dis eina soms om die woord toe te pas in jou lewe. Dit is seer soms. Nie waar? Ja. Maar die mens wil nie graag eina kry nie. Deur die eina kom daar oorwinning vir jou. Amen. Deur die eina te kry, dan begin jy te leer. Maar soms kry mense soveel einas, hulle leer glad. Amen. Dis waar. En hulle vat net die vleie blare. Maar God wil vir jou skorte maak van vel. Dat daar bloed moes gevloei het. Want sonder bloed was daar nie oorwinning nie. Amen. Adam en Eva het gedink hulle kon hulle self regverdig deur die vye blaartjies. Ek wil nie vanmôre uitdaag om as jy by 'n vyeboom kry, pluk 'n paar vye af. Dan gaan jy nie vye nie, die blare. Dan vat jy 'n naald en garing, dan werk jy hulle mekaar vas. Kyk of jy ver gaan jy kom. Ag, jy gaan so 'n paar in mekaar werk en as jy dit wil aantrek, dan sal dit klaar geskeur ook. Amen. Kom ons lees Eksodus. Eksodus 12, vanaf vers 6. Sonder bloed is daar nie redding nie. Amen. Vers 6 sê van Eksodus 12: En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Hier moes hulle 'n jaar oud lammetjie, skaaprammetjie of 'n bokrammetjie vat en slag. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrumpel aan die huis waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, ook oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitter krye eet. Nou hoekom moes hulle die bloed vat en aan die 2 deurposte smeer en aan die bodrumpel, maar nie onder nie? Jy gedink hoekom nie onder nie? Vertel my bietjie. Julle is mos slim. Ja, amen. Nee. Jy's te slim my vrou. Jy moet stil bly. Ek het gewag, laat die ander sê. Die ander het nie geweet nie. Die bloed moenie vertrap word nie. En ek dink dit is waar die mense kom in hierdie dae, pleit bloed van die Here oor my huis. Daardie was bloed gewees wat 'n teken was dat daar redding sal wees vir daardie huis. Maar hulle moes nie in die huis gegaan het nie. Hulle moes daar gebly het. Dis waar, amen. En dit is in hierdie dae wat die mens nie meer die bloed aan die deurposte van hulle harte het nie. Jy moet die bloed van die Here Jesus vat en in jou hartsposte smeer. Want die bloed reinig en heilig die binneste. Amen. Daar moes bloed vloei sodat dit 'n teken kan wees daar's redding.
En as daar nie bloed gewees het in die deurposte nie, was daar 'n probleem. Het die dood ingetree. Yes, hy. Prys die Here. Vers 8. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in die water gekook is nie, maar oor die vuur gebraai. Die kop en die potjies saam met die binnegoed. Nou ja, party mense gaan 'n probleem hê. Wat nie die potjies sal eet en ook nie die kop wil eet. Die Here het gesê, julle moet die kop en die potjies saam met dit eet en die binnegoed. Dis 'n probleem vir baie mense. Ag sis. God het gesê jy kan dit eet. Hulle moes die kop en die potjies en die binnegoed eet. Hulle moes dit natuurlik skoonmaak. En dit is hoe hulle moes dit geëet het. Hulle moes dit nie gekook het nie. Hulle moes dit gebraai het oor die vuur. Vers 10 sê, julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees. Julle skoene aan die voete en julle staf in die hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Hulle moes hierdie geëet het. Wat hulle vir my so hierdie lendene om God moet wees, is die lendene van die waarheid van God se woord wat in jou binneste moet wees. Amen. Wat jy moet hê. En as ek nie die waarheid kan hê in my lende om God is met die waarheid nie, hoe kan ek die evangelie uitdra? Wat sê evangelie dra dan uit? 'n Valsheid. Ek moet die waarheid kan om God wees met die waarheid van God se woord. En die skoene van bereidwilligheid vir die evangelie van Christus Jesus. En die staf in die hand. Moet ek kan hê. Ek moet God se woord in my hand kan hê. Ek moet dit in my hart kan hê. Ek moet in my binneste kan hê. Dat ek daarin kan wandel. En met vrymoedigheid die woord te kan spreek. Sodat mense verlossing en vrymaking kan kry. As ek nie hierdie woord in my binneste het nie. As ek nie omgord is met die waarheid van God se woord nie. As ek nie verlossing het hier nie. My gedagtes omgord is met God se verlossende krag wat daar is in sy bloed. Hoe gaan ek oorwinning hê? Gaan ek nie met vrymoedigheid kan praat oor God se woord, se liefde en genade. Mense kan nie eens met vreemde mense praat oor die woord nie. Hulle kan skaars oor die woord van die Here praat met ander kinders van die Here. Hoe gaan jy met 'n vreemdeling na praat? Verstaan jy? Amen. Hoe gaan jy met 'n vreemdeling praat? Hoekom lyk kerke so? Want baie kinders van die Here is nie vry deur die bloed van Jesus nie. Baie mense gedagtes is nog vuil. Baie mense wandel nie volgens wat God se woord sê nie.
Want wanneer die bloed aan die deurposte gesmeer was, in die boordrimpel, kon die doodsengel nie, sou die doodsengel daar ingaan, Yes, sir. en daar sou geen dood gewees het. Amen. Amen. Alleenlik waar daar geen bloed was nie, Ja. en daar sterftes plaasgevind. Daar was 'n vader wat 'n eerstgeborene was, 'n moeder wat eerstgeborene was, daar was 'n kind wat 'n eerstgeborene was. Ja. En as daar diere was, die eerstgeborenes van die diere was ook gesterf. Ja. En as daar 'n oupa en 'n ouma was, hulle was ook miskien al die eerstgeborenes. Dan kon daar 5 mense in een huis gesterf het. Ja. En vandag sterwe baie mense. Nog steeds. Sonder die bloed van Jesus op hulle hartsposte. Dis nodig dat ons begin besef dat die bloed van Jesus maak vry. Hy verlos, hy reinig, hy heilig. Die bloed van die lam is gestort vir jou en my. Amen. Wat maak jy daarmee? Smeer jy dit aan die druppel en trap daarop en vertrap dit? Of is die bloed van Jesus vir jou 'n werklikheid? As jy dit nie toepas in jou lewe nie, het jy 'n probleem. Amen. Het ons 'n probleem. Ons kan die Bybel ken net op ons kop uit. Ons kan alles ken wat sê die woord van die Here. Maar as ons dit nie toepas nie, beteken dit vir ons niks. Dis waar, ja. Ons moet begin God vat op sy woord. En sê, Here, u woord sê so. Ek wil dit toepas in my lewe. Ek wil God se woord net toepas wanneer ek finansies nodig het. Jy kry baie mense wat so is. Bid dat die Here vir my voorsien vir dit of dat. As God voorsien en dan vergeet hulle van die Here. Weet jy dit? Ek moet God se woord toepas in my lewe. En die Here sal verder die deure oopmaak. Amen. Yes. Thank you, Lord. Glory to God. Ja, prys die Here. God is goed. Amen. Prys die Here. Vers 12 sê, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eerstgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Ek wil vanmôre sê, as God begin strafgerigte uitdruk, dan is dit nag vir die mense. Dan is dit nag. Die bloed van Jesus beskerm jou teen die magte van die duisternis. Dis waar, amen. Die vyand hou nie van die bloed van die lam nie. Hy haat die bloed. Ek en jy moet begin besef wat beteken die bloed van Jesus vir jou en my. Dis kosbaar. Dis nie die bloed van bokke of stiere wat jou en my kan koop nie. Dis alleenlik wat die bloed van Jesus wat jou en my kan vrykoop in hierdie lewe. Silwer en goud kan dit nie doen nie. Die ouens wat daaroor
ag man, hulle sluit dit toe. Ja. En hoe meer hulle het, hoe meer wil hulle hê. Ja. Amen. Dis waar. En al daardie goud en die silwer wat lê het, Ja. beteken niks. Ja. Dis 'n nul op 'n kontrak. Dit kan jou nie in God se koninkryk invat nie. Alleenlik deur die bloed van Jesus, as jy gewas en gereinig is. Bribes, Yes. mense, die ouens wat in besighede is, hulle sal vir jou kan sê Ja. wat ouens Ja, doen. sê. Man, geef my so 'n paar miljoen, 'n paar 100.000 rand Ja. en jy kry hierdie kontrak. Geef my so 'n paar 'n paar miljoene, kry jy hierdie miljoene. Ja. Ja. Mag jy sterk met jou miljoene na. Amen. Ja, dit is Bekeer jy tot God. Yes, Lord. Vers 13. Maar die bloed, halleluja, sal vir julle 'n teken wees aan die huis waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref. Hoor wat sê die Here. Wanneer hy deurtref, stap. En hy kom by 'n deur waar daar bloed is. Halleluja. Sal geen verderflike plaag by jou huis kom nie. As er niks aan kom nie. God maak jou skoon. God maak jou rein. Hy maak jou vry. Sodat God verheerlik kan word, nie jy en ek nie. Amen. Sodat ons nie hoef te roem nie. Nee. Maar alleenlik die roem gee vir God, man. Amen. Amen. Ja, dit is Glory to God. ja, altyd. Maar hoekom doen die Here dit nie vir my nie? Ja. Want jy moet dit begin toepas in jou lewe. Sodat God verheerlik kan word, maar nie jy nie. Nie ek nie. Amen. Die mens soek so graag eer Ja. en roem en aansien. Yes. Dit kom jou my glad nie toe nie. Amen. Al die lof, al die prys, al die eer, al die aanbidding, dit hoort aan die koning van die eeue, Amen. wie se naam Jesus is. Halleluja. Yes. Hy wat die prys vir jou en my betaal het. Glory. Hy wat sy bloed gestort het vir jou en my. Hy wat die paaslam was wat geslag was. Amen. Jy weet wat die Here gesê. Hierdie skaap rammetjie van die jaar oud of die bokrammetjie van die jaar oud mag geen gebrek hê nie. Amen. Ja. En die lam wat geslag was vir jou en my, het geen gebrek aan gehad. Maar wanneer ek en jy vir God 'n offer gee, wat se offer gee ons hom? 'n gebrekkige offer. 'n Offer wat siek is. As jy nou 100 skape moes hê, en jy moes vir God een offer, dan gesien jy kan nie daai ene vat nie. Dis my top of the range. Ek sê maar kyk daai een wat half krippel is. Is dit nie so nie? Want jy weet, hy is my minder werd. Met ander woorde, dit is wat God vir jou werd is. Nie waar nie? Dis die werd wat God vir jou werd is. Terwyl hy eerder daar die top of the range een moes gevat het en geslag het, geoffer het.
Abraham sy seun Isak gaan offer het op die berg van Moria. Die Here gesê, gaan. Ek sê jou wys op watter berg jy moet gaan. En weet die berg Moria waar Abraham vir Isak gevat het om te offer, is dieselfde plek waar Jesus geoffer was. Vir jou en my. En God het vir Abraham voorsien in die offer. Wat se offer gee ek en jy vir God dan? Gee ons vir God die slegste offer of gee ons hom die beste? Ons moet hom die beste gee. En ons vanmôre moet eerlik wees. Hoeveel mense gee die beste vir God? Die Here Jesus het jou duur gekoop. Duur gekoop met sy bloed. Wat beteken sy bloed vanmôre vir jou? Daardie bloed is kosbaar. Amen. Daardie bloed is vir reiniging. Is vir krag. Is vir genesing. Is vir oorwinning. Is vir vrymaking. Mits jy dit toepas. Waarom sit mense vanmôre nog vasgevang met dinge in hulle lewens? Omdat hulle nie vertrou dat God hulle kan vrymaak deur sy bloed nie. God wil vrymaak. Amen. As jy wil vry wees. Die Here wil skoonmaak. As jy skoon wil wees. Die Here doen die werk. Maar wat doen ek en jy? Daar's 'n roepstem van Jesus aan sy kinders. Daar's 'n roepstem van Jesus aan sy kinders. En wat gaan sy kinders maak? Ons sing daardie koortjie. Wake up, wake up. Wanneer gaan ons wake up? Wanneer gaan die kinders van die Here waarlik wake up? Glory to God. Ek sê kwaad nie. Ek waarsku. Amen. Ek vra 'n vraag. Amen. When are you going to wake up? Jesus is coming. If you don't wake up, you're going to stay behind. You're going to get lost. Dis nie wat jy 20 jaar terug was nie. Dis nie wat jy gister was nie. Dis wat jy nie môre gaan wees nie. Dis wat jy nou is. Ja, dis waar, amen. Nee, maar ek behoort aan hierdie kerk en daai kerk. Vergeet die kerk. Begin om God te dien in gees en in waarheid. En as die kerk verkeerd is, kom uit. Amen. Amen. You can't go to heaven on a rocking chair. You can only go to heaven by the blood of Jesus Christ. And nothing else. Want Jesus het jou vrygekoop. Dis waar, amen. Wat maak jy met jou vryheid? Gebruik ek my vryheid tot aanleiding van die vlees? As jy besig om nog om skorte vir jou te bou. Jy bou te veel skorte, jy sien jy sukkel met al hierdie skorte wat jy bou. Man, dat God vir jou 'n skort bou. Halleluja. Dat die Here vir jou 'n skort maak.
Laat God vir jou voorsien, man. Amen. Daar's 'n weg wat reg lyk, by die einde daarvan is weer van die dood. Dis waar. God se roepstem is daar vir sy kinders. Sy roepstem is daar vir elkeen wat in die woord hoor vanmôre en gaan hoor. En as die mense dit nie belaai nie, dan sit hulle die radio af of wie wat hulle ook al luister na nie. Ja. Maar weet jy wat? Hy gaan skuldig voel Ja. totdat hy sy saak met God regmaak. Amen. Totdat jy sê, Here, hier is ek. Here, reinig en heilig my. U bloed is vir my gestort. Dat ek kan wandel in oorwinning. Amen. In die genade en die goddelike liefde van Jesus Christus. Hierdie woord van die Here is vir elkeen van ons. Amen. Ons so mag grafchristene wees. Jy ken mos 'n grafchristen. Ja. Wie ken die grafchristene? Wie ken nie die grafchristene nie? Ja, verstaan ek nie. Niemand ken die grafchristene nie. En niemand ken ook nie die wat nie 'n grafchristen is. Ken jy die grafchristen? Ja, amen. Hy vat die skropgraaf en skep hy op en hy gooi dit vir die ou hier agter. Paas die bucket. As jy die bucket begin te paas, ondersoek jou lewe. Ja. Sê, Here, wat is fout met my? Here, wat is fout met my? Waar staan ek met die Here? Baie mense sê, ons almal is mos kinders van die Here. Wie wat sê die woord vir die Here vir my? Hulle lees nie die woord nie. Die woord van die Here sê vir my, almal wat hom aangeneem het, hulle wie in sy naam glo, met ander woorde, hulle wat wandel in die weë van die Here, wat God se voorwaardes aangeneem het en toepas in hulle lewens, sy woord toepas. Hulle het hy mag gegee om kinders van God genoem te kan word. Amen. Nie op die mens, op 'n kerk se voorwaardes. Ja, ja. Die kerk se voorwaardes beteken niks. God se voorwaardes is wat punte tel. Is wat waarheid is. Wat vrymaak. Mag hierdie woord van God graveer wees op jou hartstaaf. Amen. Mag die Here sy goddelike doel bereik in elkeen se lewens. Prys die Here, ja. Mag jy stil raak voor God en sê, Here, wees my genade. Halleluja. Dat jy daar by die huis, as jy daar kom, op jou knieë sal val en sê, Here, wees my genade. Wanneer jy in die huis van die Here sê, jy hoor die woord, en dit tref jou, dat jy op jou knieë sal val en sê, Here, wees my genadig. Bereik die doel in my lewe. Vergewe my. God wil dit doen. Wat wil jy doen vir my? Dis waar, amen. Wat wil jy as mens doen vanmôre? Halleluja. Sal ons maar sê, ons sal maar so voortploeter, voortgaan in my eie gedagtes, of sal ek wandel in God se weë, in die vrese van die Here. Halleluja. Mag die Here se woord nie ledig terugkeer. Amen. Mag hy die woord op jou hart graaftafel se graveer wees. Die Here sy doel bereik in jou lewe. Want Jesus kom. Amen. Wees gereed. Halleluja.
Prys die Here. Sy koms is naby. Yes. Wat gaan jy maak? Maranatha, Jesus kom. Hallelujah. Amen. Jesus kom. Wie is gered? Amen.